Wil ek vanoggend vir ons lees uit 1 Korintiërs 10 vanaf vers 23 tot by die eerste vers van hoofstuk 11 met die tema God se doel met ons lewens is sy eer. Ek lees vir ons vanaf vers 23. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voordeel van die ander. Eet alles wat in die slaghuis verkoop word, sonder om navraag te doen ter wille van die gewete. Want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. En as een van die ongelowiges julle nooi en julle is gewillig om te gaan, eet dan alles wat julle voorgesit word, sonder om navraag te doen ter wille van die gewete. Maar as iemand aan julle sê, dit is afgodsoffer, moet dit dan nie eet nie, ter wille van hom wat dit te kenne gegee het, en ter wille van die gewete. Want die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Ek bedoel die gewete, nie van jouself nie, maar van die ander. Want waarom word my vryheid geoordeel deur die ander se gewete? En as ek iets met danksegging geniet, waarom word ek belaster oor iets waarvoor ek dank? Of julle dan eet, of drink, of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. Wees geen oorsaak van struikeling vir die Jode of die Grieke of vir die gemeente van God nie. Net soos ek almal in alles behaag en nie my eie voordeel soek nie, maar die van baie, sodat hulle gered kan word. Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Net tot sover ons skriflesing. Ons kan vanoggend vir mekaar vra, wat maak ons hier? Hoekom is ons op hierdie aarde? Wat is die rede vir ons bestaan? En dis nie net jonger mense wat nog 'n groot deel van hulle lewe voor hulle sien lê wat dit wil weet nie. Ook ouer mense wil partykeer weet, hoekom is ek nog hier? Hoekom is ek nie ook al soos baie van my tydgenote weggevat nie? Geliefdes, daar is verskillende antwoorde op hierdie vraag. Die eerste wat ek aan dink is die egoïstiese antwoord. Met ander woorde, dit gaan oor my ego. En dan sê jy, elke mens leef uiteindelik maar vir hom of vir haarself. 'n Mens leef tog om soveel geluk as moontlik vir jouself bymekaar te maak. Ek leef om soveel as moontlik van my behoeftes en my begeertes en my ideale te vervul voordat ek klaar is met hierdie lewe. 'n Mens kan selfs dink oor 'n godsdienstig egoïstiese antwoord. Dan sê jy, ek is 'n kind van God sodat dit hier op aarde met my goed gaan en ek dien die Here sodat ek eendag nie hoef hel toe te gaan. Godsdienst is daar om vir my 'n tydelike en 'n ewige geluk te waarborg. Maar sien u, in al twee hierdie antwoorde is die siening ek. Dit gaan oor my. Dan kry ons in die tweede plek die humanistiese antwoord op die vraag waarom is ons hier, en dan is die antwoorde gewoonlik goed soos nee, ek leef nie vir myself as individu nie, maar ek en al die ander leef ter wille van mekaar. Klink goed op die oor, nie waar nie? Ek bestaan op hierdie aarde en ek is spesiaal as kind van God op hierdie aarde gesit ter wille van die mensdom rondom my om te sorg dat soveel as moontlik geluk sal hê. Die ek bestaan dus vir ons. Die humanisme is 'n kollektiewe, 'n allesomvattende egoïsme. Dan kry ons in die derde plek, in die tye waarin u en ek leef vandag, ook die evolusionisme. Hulle antwoord is, dis 'n tydmors vraag. Daar's geen spesifieke rede waarom u en ek bestaan nie. Niemand het ons met 'n spesifieke doel gemaak nie en ons is hier op aarde gesit om sommer maar net te leef. Ons, die mens, is maar net 'n toevallige en 'n tydelike produk van die redelose, rigtinglose kombinasie van atome. Angswekkend dat mense so kan dink, nie waar nie? Maar genadiglik is daar behalwe al hierdie drie sieninge en die antwoorde wat ons daarop kry, ook die Bybelse antwoord op hierdie vraag, waarom is ons hier?
En die Bybelse antwoord is hoe belangrik my eie saligheid ook al is en hoe belangrik die welsyn van die mensdom ook al is en hoe leeg die lewe partykeer ook al lyk. Daar is 'n rede waarom u en ek hier is. Ons leef, ons bestaan vir die Here, om hom te verheerlik, om hom te eer. Hy sê, of julle eet en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen dit tot eer van God. En dis die hoofgedagte van ons prediking vanoggend. God se doel met ons lewens is sy eer. Daarom wil ek eers moet kyk na wat dit beteken om God te eer, maar dan ook hoe en waar ons dit moet doen. Wat beteken dit om God te eer? Wat beteken dit met ander woorde of anders gestel, wat beteken dit om iets tot eer van God te doen? Hoe doen 'n mens dit? Om dit te verstaan, moet 'n mens verstaan wat God se eer en sy heerlikheid is. Daardie spesifieke iets wat hom as God bekend maak. Wat hom so oorweldigend indrukwekkend maak vir mense, maar ook vir hemelwesens. Wat wie ook al met hom te doen kry, sal laat besef dat hy groter en wonderliker is as enige geskape wese. En wat is dit wat hulle dan dwing tot aanbidding en eerbied en respek? Sy eer of sy heerlikheid is sy goddelikheid, sy majesteit, sy inherente skitter soos 'n diamant. Maar hoe leef 'n mens dan nou tot sy eer, sal u vir my vra. Hoe doen jy iets tot eer van God? Liewe broer en suster, ons kan tog nie iets by sy inherente skitter byvoeg nie. Ons kan tog nie sy goddelikheid en sy majesteit meer maak nie. En ja, u is reg, natuurlik kan ons dit nie doen nie. Maar wat ons kan doen, is om so te lewe, so te praat, so dinge te doen, dat dit in die eerste plek wys, dat ons self sy goddelike majesteit erken. En dat dit in die tweede plek, dan ook ander mense, wat ons hoor praat, wat ons sien lewe, aanspoor om ook sy goddelike majesteit te sien, en te waardeer, en te erken. En laastens, dat dit hulle ook sal laat sê, nou sien ek, dat die Here God is. Nou verstaan ek hoe groot hy is. Nou sien ek in dat alles om hom draai en oor hom gaan en nie oor my nie. Die Here het dit so mooi gestel. Hy sê, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Om tot eer van God te lewe, is om so te lewe, dat dit wys dat jy self onder die indruk van die grootheid en die wonderlikheid van God lewe. En dus om so te lewe, dat jou lewe ander mense sal aanraak en sal aanmoedig om te bestaan en die grootheid en die majesteit van God te erken. As jy so lewe, is jou lewe tot eer van God. Nou kom ons by die tweede punt. Hoe en waar kan ons tot eer van God lewe? Die Bybel sê, of julle eet en of julle drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Oral waar ons is, en in alles wat ons doen, moet ons tot eer van God lewe. Dit is 'n verbasende uitspraak, nie waar nie? Dit is maklik om in te sien, hoe iets soos 'n erediens waar mense spesifiek vir 'n spesifieke doel bymekaar is tot eer van God kan wees, maar hoe dit mense onder die indruk van die grootheid van God kan bring. En dis maklik om te verstaan hoe een of ander buitengewone daad van hulpverlening deur gelowiges aan mense in nood, ander mense onder die indruk kan bring van God se mense wat so hulpvaardig is, die barmhartige Samaritaan. Maar hoe iets alledaags, soos eet en drink, hoe kan dit tot God se eer wees? Dis nie so maklik om dit in te sien nie. Kom ons kyk in die verband waarin ons teksvers staan, of dit ons nie help nie. Die apostel skryf hier vir Christene, vir wie vleis koop en eet in daardie tyd 'n groot probleem was.
Baie van die vleis wat die Christene daar in die groot stad Korinthe in die slaghuise te koop gekry het, of by hulle vriende te ete gekry het, was vleis wat vooraf eers aan een of ander afgod gewy is. En nou kom die vraag waarmee die Christene natuurlik gesukkel het na vore. En dit is, mag ons van hierdie vleis eet of drink? Party het gesê, ja, 'n mens mag daarvan eet. Daar bestaan mos nie regtig so iets soos 'n afgod nie. So om vleis van 'n afgod, wat aan 'n afgod gewy is te eet, is 'n betekenlose aksie. Dit doen absoluut niks aan die vleis nie. Ons weet ons alles op hierdie aarde behoort aan die Here. Ook die kos wat hy vir die mens gegee het om te eet en te geniet, en daarom mag ons daarvan eet, as ons maar net vir hom dankie sê daarvoor. Ander het weer ander insigte gehad. Hulle het gevoel as 'n mens van hierdie vleis eet, dan neem jy deel aan die afgoderry. En dit het hulle ook gegrief as hulle sien hoe van hulle medegelowiges tog van hierdie afgodsofferende vleis koop en eet. Maar in hierdie verse gee die Heilige Gees nou deur die apostel Paulus vir die gelowiges daar in Korinthe raad oor hierdie probleem. Hy sê, eintlik mag 'n mens maar van hierdie vleis eet. Maar as dit vir my medegelowige grief, as ek daarvan eet, of as dit die ongelowige laat dink dat die mens maar aan afgoderry kan deelneem, dat die kerk tussen aanhalingstekens deelneem aan afgoderry goedkeur, dan behoort 'n mens liewer nie sulke vleis te eet nie. Die groot vraag wat 'n mens jouself altyd moet afvra, is die volgende: gaan my optrede daartoe lei dat mense God as groot en goed en almagtig erken, of gaan my optrede daartoe lei dat mense 'n afkeer in God drie-enig kry? As ek nou hierdie vleis eet en dit grief my medegelowige, gaan dit lei tot verheerliking van God se naam, tot sy eer, of gaan dit aanleiding gee tot twis en rusie onder ons as Christene, wat ander mense dan gaan afsit om die Here van sulke twistende mense te dien? Of as ek by ongelowiges afgods geofferde vleis gaan eet, gaan dit hulle tot ontzag en respek vir God bring? Of sal hulle eerder onder die indruk van die Here se krag in my lewe kom as ek bereid is om iets lekker soos vleis prys te gee, net om hulle nie onder die wanindruk te laat kom dat dit maar reg is om met afgode besig te wees? Jy sien my broer en suster, selfs iets soos eet of nie eet nie, kan daartoe lei dat mense beïndruk sal wees met die Here, of aan die ander kant, dat hulle rug op hom gaan draai. Ook eet en drink, en enigiets wat 'n mens doen, raak die eer van God. Alles wat ons doen, is op een of ander manier, of tot sy eer, of tot oneer van God. En nou laat die Heilige Gees ons hier hoor dat ons alles wat ons doen, of dit eet of drink is, of wat dit ook al is, dat ons dit tot eer van God moet doen. Selfs die kleinste dingetjies in my lewe, moet ek altyd eers vra, nie wat vir my goed is nie, nie wat goed is vir die mensdom nie wie gaan omgee nie, maar sal dit daartoe meewerk, dat mense sal raak sien dat die Here God is, en dat hulle met hom beïndruk moet wees. Ons moet oral en altyd, en alles wat ons doen, tot eer van die Here lewe. Hoe maak ons dit deel? Hoe pas ons dit toe in elkeen van ons lewens? Dis waarom ons hier op aarde is. Jonges, oues, armes, rykes, siekes, gesondes. Dis die rede vir ons bestaan, en dit is die eer van God. Dis waarom die mens geskep is, om God te verheerlik, om hom te eer. Dis waarom hy, toe die mensdom deur Satan verlei is om vir hulle self te lewe, beheer geneem het, en deur Jesus Christus, wat vir al ons sondes, ook die sonde gedagtes oor waarom ons hier is, en wat die doel van ons bestaan is. Dis hoekom hy gelei en gesterf, en deur die Heilige Gees, wat mense weer tot hulle sinne gebring het, gekom het, tot geloof in Christus, en tot bekering van hulle selfsug.
sodat mense se lewens weer op God gerig kon word. Eers het hy hom geskep om hom te eer. Dis nou die mens. Toe het hy hom verlos en herskep om hom te eer. 2025, my liewe broer en suster, is vir u en vir my gegee om soveel as moontlik, is nie vir ons gegee om soveel as moontlik geluk te probeer bymekaar maak vir onsself nie. Ook nie in die eerste plek om die mensdom te help voortgaan en te help vooruitgaan nie. Ook nie om sommer maar net doelloos net nog 'n jaar deur te ploeter nie. U sal onthou in die begin van die jaar het ek gesê 2025 was vir ons gegee as 365 geleenthede om die Here te eer. Nie net wanneer ons tot hom bid en vir hom sing nie, maar ook wanneer ons eet en drink en gesels, wanneer ons ry en inkopies doen, wanneer ons werk en wanneer ons ontspan. Wat ook al ons doen om hom te eer, nie net in wat ons doen nie, maar ook in die motivering vir wat ons doen, waarom ons dinge doen en in die manier waarop ons dit doen. Dit alles moet daarvan getuig dat ons onsself die grootheid en die majesteit van God raak sien en erken. En dit moet vir ander mense ook 'n aansporing wees, 'n uitdaging om God te leer ken. Wat u en ek doen, moet daartoe lei dat wat die mense sien, dat hulle sal sê, ek wil ook hierdie God leer ken, wat mense so laat praat, en so laat werk, en so laat eet en drink. Dit mag nie gebeur, dat ander na ons lewens kyk en sê, as dit is hoe God se kinders praat, as dit is hoe God se kinders werk, as dit is hoe God se kinders besigheid doen, as dit is hoe hulle huwelike lyk en hoe hulle godsdienst bedryf, dan stel ek nie belang om 'n Christen te wees nie. As dit gebeur, my broer en suster, dan mis ons lewe sy totale doel hier op aarde. En watter groot tragedie sal dit nie wees, as die bestaan van 'n mens sy doel mis, en so eintlik 'n nuttelose en 'n sinlose lewe lei nie. Watter dieper vreugde kan daar op hierdie aarde wees, om selfs eendag op die nuwe aarde, as die van 'n bestaan wat aan sy hoogste doel beantwoord is. Ek wil afsluit met 'n laaste sinnetjie. 'n Mens lewe eers regtig wanneer jy tot eer van God lewe. Hoe lyk jou lewe? Amen. Kom ons bid saam. Almagtige, genadige, troue God en Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg om onder die geklank van u woord te kan kom, om te kan hoor wat ons doel, u doel met ons lewens op aarde is. Dankie Here dat ons kan weet dat u in elke tree wat ons gee, ons hand styf vashou en dat u ons deur die Heilige Gees lei en bemoedig, dat u ons bewaar. Dankie vir die liefde wat onuitspreeklik goed is, wat in oorvloed op ons lewens neerdal. Dankie vir u liefde, vir u Vader wees in elkeen van ons se lewens. Here, ek wil vanoggend ons hele gemeente aan u kom opdra, siekes, swaarmoediges, vreugdevolles, grootes, kleintjies. Here, hou u hand van seën en beskerming oor ons uitgestrek. Bewaar ons in u liefde en gee dat ons sal lewe tot u eer. Dit bid ons in diepe afhanklikheid in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.